Hallo julle en welkom by nog 'n episode van In Praktyk. Mag ek sê nee, seker nie. En op die ou einde van die dag kom dit neer op hoe ons reageer teenoor enigiets in ons lewens. Hey, gaan julle daai dinge wat Ek en Gerald moet eintlik skaak speel terwyl ons Hallo en baie welkom by nog 'n episode van In Praktyk. Die insetsel waar ons vir jou so 'n bietjie van 'n blik agter die skerms gee in terme van hoe die mense wat jy op skerm elke aand sien regtig funksioneer in die regte lewe. Ek voel ons moet eintlik al 'n jingle hê teen die tyd, né? Ietsie soos in praktyk, want alles is nie soos dit lyk. Ja. En ons gee jou 'n nuwe uitkyk op In Praktyk. Jy sien. Dit is my baie groot voorreg om vandag met Megan te kan praat, Megan Troski. En hierdie is Megan se eerste on-camera onderhoud. Jy lyk glad nie op jou senuwees nie, ek moet sê. Jy lyk nie, ek is sarkasties. Ja, Moet glad nie worry nie. Megan, jy werk nou hoe lank by ons? ek dink gaan nou vir 3 jaar. 3 jaar, Of, okay. ja, 2 jaar. Maar En- nou, ja, Jy het begin in 2000 en 2022. hoe oud was jy toe? Ek was 18. 18 toe jy begin het. Net 18 geword. Net 18 geword. Ja. Wow. Okay, so gee vir die mense wat nou hierdie kyk, so 'n bietjie van 'n idee. Jy was nou nog 'n skoolgaande kind. En toe stap jy in by 'n professionele werksplek Ja. saam met mense wat volwassenes is, wel, meeste van die tyd Ja, ek volwassenes is. was soort van die jongste. Jy was hier letterlik gewees. soos die standaard 6 in die hoërskool, ja. Hoe was dit toe jy hier ingestap het om skielik nou nog, soos kom ons sê 'n maand terug, was jy nou nog 'n skoolgaande kind Ja. en nou moet jy werk vir 'n lewe en vir 'n salaris. Dit was ek het 'n heeltemal ander idee gehad van hoe dit hier gaan wees en ek dink realiteit het my nogal hard geslaan. Ek was so ek weet nie eintlik wat ek doen nie. Ja, want ek het geen acting agtergrond enigsins nie. So toe ek hier begin het was ek maar baie nie. Ek het nie geweet wat ek doen nie, maar ek dink soos ek kon act, maar ek het nie geweet hoe. Nee, ek verstaan wat jy bedoel. Jy nie noodwendig die fynere nuances en tegniese goed. Ja, soos baie tegnies, ek het niks geweet van dit nie. Tot en met daai punt dat jy net in jou kamer speel met die haarborsel gestaan. I would like to thank the Academy. Ek was letterlik soos ek onthou, ek was soos by my en ek sê ek wil nou iets doen, maar ek weet nie wat ek wil doen. Ek wil regtig graag acting doen. En toe sê my ma vir my, kom ons kyk of ons jou ou drama klassiekie kan kry. En toe gaan doen ek drama by so 'n skooltjie dingetjie, so klein rukkie en I hated it. Regtig? So sleg, maar ek weet nie hoekom nie. Ek was very uit my comfort zone uit. En ek weet nie, ek het nie daarvan gehou nie. Maar toe moes ek nou maar die maand klaar maak want my ma daarvoor betaal, so ek moes nou maar aanhou. Maar Het hulle jou baie, jy het sê hulle het jou uit jou comfort zone uitgedruk. Ek moet net sê as iemand wat drama geswat doen, dis ook so half deel van die kursus is dat jy gedruk moet word uit jou comfort zone uit, maar ek weet dit is daai eerste ek was nie eintlik voor dit baie uit my comfort zone uit nie. So die oomblik ewen toe ons het ietsie kleins moet ek soos ek wil nie dit doen nie. Toe ek een van my gunsteling herinneringe ooit was toe ek in dramaskool was. Ek dink dit was my eerste jaar of tweede jaar, ek kan dit nie. Het ons so 'n nuwe lektor gehad en hy was 'n Engelse ou geweest. En hy sê vir ons op 'n stadium, okay, just walk around the room, just walk, jy weet. En dan sê hy vir jou so cinema, okay, now you're a giraffe. En dan moet jy weet nou, dat wat ook al. vir my. En dan sal hy net random say, I'm just going to shout out a word and then whatever you think that word is, you need to become it. Is it? En my gunsteling, dan sal hy nou cinema gesê het, cinema, politician, dan stap jy nou soos 'n politikus. Of hy sal cinema gesê het, kom sê chainsaw, dan moet jy nou my favorite was hy het een keer net geskree purple. Dan moet jy go. Dan moet jy go. Toe het ek my beste purple gedoen. Ek weet nie. Dis die ding, hy's improv vir my was ek het nie geweet wat as hy gee vir my 'n skrip, gee vir my enigiets wat ek sê vir my wat ek moet doen, maar as oomblik as ek self iets moet dink, is ek soos nee. En is eintlik so ironies want jy sal nou self weet jy op in dramaklasse of op dramaskool
vra hulle vir jou om purple te wees Ja. of om 'n giraffe te wees, maar eintlik in 'n regte drama wêreld opset soos Binnelanders of enige, jy weet, film of reeks wat jy skiet. Dit is tog baie half ek gaan nou die woord gebruik formeel in die sin dat jy het 'n skrip, hulle sê vir jou wat om te sê, hulle sê vir jou wat om te dra, wat se make-up jy moet verstaan. So daar's nie eintlik so baie improvisasie benodig nie. Ja. So ja, ek was baie dit was nie vir my baie lekker nie. Hoe het jy dit in jou kop voorgestel? So na die drama ding het 'n workshop verbygekom van 'n akteur en ek was soos okay, my ma was soos sy het my gedwing om te gaan. Dis al hoekom ek hier is as gevolg van my ma. Ons almal is hier as gevolg van ons ma's. Ek was soos nee, ek gaan en ek het gehuil. Ek wil nie meer hierdie doen nie. En toe sê sy my nee, jy gaan. Toe sê sy, kyk hoe maklik huil jy. Jy moet 'n aktrise word. Ja, exactly, ja. So toe dwing sy my om te gaan en dis toe die liefde vir acting eintlik begin het was by die workshops en toe het ek net meer workshops gedoen en dit was so lekker vir my en ek dink in 'n manier omdat ek weet nie om dit te sê nie maar soos ek voel ek was elke keer soos die beste gewees. Oh, okay. So but ek weet nie jou beste kwaliteit is nog altyd jou nederigheid, Megan. So ek weet nie maar soos ek voel dit is niet seker in my kop gewees. Ek het altyd gevoel ek doen nou baie goed hierso. Okay. Maar dit was seker nie so moeilike goed wat ons moes doen nie, maar toe ek hier kom, toe dink ek nou nie ek weet nou wat ek doen. Ek is mos nou elke keer die beste. En I came here and that was not the case. En ek was dadelik soos okay, ja, ek moes dit gebeur met ons almal, Megan. Jy spars uit drama skool uit en jy dink, hier's my groot kans. Ek gaan die toneelwêreld oorneem en dan kom jy en dan besef jy, o, ek weet blou niks nie. Ja. En ek het letterlik regtig niks geweet nie. En dan ek onthou soos vir al die tegniese goed, dan sê hulle iets en dan sê ek soos ek weet nie wat dit beteken nie. Ek weet ek moes nou nog vir jou gesê. Dis ek dink soos wat beteken dit? Hulle sê maar jy is nou al lank hier. Ek sê nee, ek weet nog steeds nie. Net vir die mense wat nou jou nie ken soos wat ons jou nou ken nie. Jy lyk dalk nou in hierdie opset baie bubbly en baie, jy weet, jy lyk soos 'n ekstrovert. Ja. Maar toe jy hier begin het, ek gebruik hierdie nie maklik nie, maar jy was kronies skaam geweest. Ek onthou die eerste keer wat ek myself aan jou voorgestel het en gaan dit, hallo, ek is Germaand en jy is, dit was jy okay, wie speel jy? Toneel. Dis baie skrikkerig geweest. Sou jy sê dit was omdat jy nog jonk was of omdat jy geïntimideerd was deur die hele, jy weet, die ateljee en al die spelers of dink jy is net skamerig rondom nuwe mense? Ek dink dit is bietjie van alles. Okay. Ek dink ek was bietjie geïntimideer met soos net dit was baie nie oorweldigend, en ook hier's soveel mense, ek het nie regtig baie uitgekom waar ek met soveel karakters en persoonlikhede weet in kontak kom. So dit was soort van so 'n bietjie 'n lot. So ek dink dan het ek maar bietjie meer geobserve. Ja. En ook ek is maar eintlik 'n introvert. Maar mens sal dit nou nie van my sê as mens my ontmoet nie, want ek dink ek kom baie soos 'n ekstrovert voor. Dink jy dit het iets te doen met die feit dat jy gehomeschool was teenoor dat jy na 'n tradisionele, jy weet, hoërskool toe was? En die rede hoekom ek dit vra is want ek het al 1 of 2 mense ontmoet wat gehomeschool was wat sê hulle sukkel miskien dalk bietjie met te veel mense op een slag. En dis nie te sê dat as jy in 'n gewone, jy weet, skool was dat jy nou ewe skielik baie gemaklik is met baie mense nie. Dit is dalk net jy's miskien dalk meer blootgestel aan dit. Wat dink jy? Ek dink in 'n manier het dit tog 'n invloed, maar nie regtig baie nie. Ek dink toe ek even op skool was vir 'n klein rukkie. Ek was graad 4 nog in die skool gewees en toe haal my ouers ek en my sussie uit. Ek was even back then was ek baie getrokke en skaam en maar een kant gewees. En dan het ek altyd, ek dink ek het myself so uitgeput want ek het probeer soos ekstrovert soos wees, maar iemand wat jy nie is nie. Ja, en dan het ek by die huis gekom en dan was ek net so gedrain gewees want ek het net myself so uitgeput want dit was eintlik wie ek was nie. Ek was eintlik maar net 100%. Ja. So ek dink dit het 'n bietjie, ek dink
ja, ek was maar eintlik nog altyd so Ja. van Luister, en daar's niks fout daarmee nie, né? Ek het nou die dag met iemand 'n gesprek gehad waar ek vir hulle gesê het ek het my hele lewe lank geglo dat ek 'n ekstrovert is, want omdat as kind, jy weet, die mense gesê, "Ag, hy's so 'n oulike kind, jy weet, hy praat so maklik voor mense en hy, jy weet, hy's so vriendelik met al." Ja. En dan self hy's 'n regte ekstrovert en dan dink jy is. Maar hoe ouer ek word, hoe meer besef ek is definitief ek is half meer van 'n introvert wat goed daarmee is om ekstrovert oomblikke te hê. Jy weet wat ek sê? Ja. So ek dink ook ek het dit nou al begin om dit te jy weet te embrace. Te sê ek is baie happy op my eie. Ja. Ek is baie happy met wie en wat ek is. En wanneer dit tyd is om aan te switch en te gaan right. Nou is ek hier by 'n geleentheid of ek is saam met my vriende dan jy weet dan doen ek dit, maar ek het ook nodig om dan Ja, tyd die huis toe te batterytjie te gaan charge. Ek weet Ja, elke keer ek dink ek charge my batterytjie om alleen te wees. Ja. Ja, dit dry my partykeer. Kan ek vir jou vinnig iets vertel, né? Nee? So ek weet ons nou eintlik hier met 'n onderhoud besig met jou, maar hierdie is een van my gunsteling metafore. So 'n vriendin van my wat in die Kaap woon, sy het eendag vir my vertel want ons het so gepraat oor introvert ekstrovert. Toe sê sy die beste manier hoe sy dit nog ooit vir mense beskryf het en ek moet sê dis my ook die beste. Ja. Sy sê sy voel party mense, kom ons sê dan nou maar introverte, word wakker in die oggend en hulle het 'n denkbeeldige sakkie in hulle hand vol met muntstukke, nee, Okay. coins, nee. En soos hulle deur die dag gaan en hulle spandeer tyd met mense of hulle het geselsies met mense of hulle is by die werk met hulle kollegas, deel hulle daai muntstukke uit vir elke mens met wie hulle in kontak kom. En teen die einde van die dag, hier rondom 5:00 se kant, is daai sakkie leeg. Dan het hulle niks meer nie. Dan moet hulle huis toe gaan, want by die huis moet hulle weer gaan optop, nee. Toe sê sy, ander mense, sê nou maar byvoorbeeld ekstroverte, word die oggend wakker met 'n leë sakkie. Ja. En elke interaksie wat hulle met mense het, kry hulle 'n muntstuk, sodat hulle in die aand by die huis kom en gaan, "Jee, ek het 'n vol sakkie." En as hulle in die oggend weer wakker word, is hy weer leeg. Ja. Maar hoekom sê jy dink jy was jy swaalf aangetrokke tot die idee van om 'n aktrise te word? Wat is daar binne in jou wat dit swaalf dink jy daai vuur aan die brand gesteek het? Ek was eintlik maar nog van kleins af die ou actress in die huis. Oh, okay, ja. Ek het van kleins ek altyd Luister, ek het al jou ma ontmoet. Dit hardloop definitief in die Ja, gene. dit is iets somewhere there. Ek weet nie waar, maar ek dink dit kom van my ma. Ja, Of definitief. ek weet nie, maar Is jou pa ook 'n bietjie van 'n karakter? ja. O, okay. Ek dink hulle albei is so bietjie, maar Okay, so dis in die bloed, jong. dis ja, ek weet nie waar nie, maar iewers. Ja. Maar ek dink vandat ek klein was, dit was maar it was in me, you know, dit was ek het altyd in 'n funny aksent of in 'n ding. Ek is nie goed met aksente nie, maar I mean. Okay. Ek dink ek het in my kop het ek gedink, ek is so goed. Luister, weet jy hoeveel keer het ek al vir iemand cinema aksent probeer doen, as ek soos, yes, I will do this thing, en dan sal iemand gaan, wat se aksent is dit? Dan sê ek, dis Russies, dan gaan hulle, okay, dit klink bietjie Nieu-Seeland daai chom, jy weet so, nee, maar anyway, ja. Ja, so ek het vandat ek klein was het ek maar geact en hulle ge-entertain. En ek dink toe dit 'n bietjie weggegaan soos wat ek ouer geword. Ek dink ek het bietjie dalk selfbewus geraak in 'n manier. En it kind of went away. En toe ek nou ouer raak, toe ek soos ek wil regtig graag dit weer doen. Ek mis daai kind. Ja, Jy weet wat so 100%. perform het. Ek is nie eintlik 'n performer regtig nie, maar soos ek weet nie, dit is soort van ek hou daarvan om eintlik ek hou daarvan om vir mense te perform en ja. En ons iets lekker aan dink ek aan spesifiek toneelspel, so met baie kunsvorme, maar spesifiek met toneelspel waar jy kan so al verdwyn vir 'n rukkie in 'n karakter in. En ek dink dit is vir baie mense, soos jy het nou iets baie mooi gesê, jy het sê ek het so 'n bietjie daai kind wees verloor. Ja. En ek dink tot 'n mate baie akteurs het so half hierdie, hoe kan ek sê, hierdie neiging, hierdie ding wat hulle aan vashou van hulle kinderdae om net nog te kan speel, om net te kan, jy weet, iemand anders te wees. Ek meen, ek weet nie van jou nie, maar myself of ek in kluis, baie akteurs, ons het as kind baie soos, hoe kan ek sê, verbeeldingsspeletjies gespeel. Soos my ma het, ek sweer my ma het op 'n stadium gedink ek moet 'n sielkundige gaan sien of iets, want ek was konstant besig om, jy weet, in my eie droomwêreld, dan sal ek soos
met my sê maar ja. karretjies en diertjies en goedjies as hulle hele storielyne opmaak. Ek het 'n maatjie gehad en ek en sy was baie close en ons altyd kom kuier en ons net Was dit 'n denkbeeldige maatjie? Nee, dit was 'n regte maatjie. Okay. Ja, sy was real en ons het oor kan die pad gebly. So ons het altyd oor en weer gespeel. En dan sy kom kuier en ons het net hierdie karakters gemaak, maar ek en sy was hierdie cool karakters en dan jy weet en dan my sussie Shame. Dan was sy nou saam speel, maar ons was nie eintlik saam met ons. Want sy 2 jaar jonger as ek. Maar Shame, jy weet my ma het gesê jy moet met Eden speel. Ja. Dis sy se naam is Eden. Eden, Wat 'n mooi naam, ja. Okay. So, nou wil sy saam vir my, ons is nie eintlik lus vir. Ja, natuurlik. Ons is nou en dan sê sy okay, en dan moet sy nou saam speel en sê, "Kom maar jy is Eli." Sy is ons servant. Butler. Sy was butler. Shame. En sy was net so happy dat ek Dat sy speel. deel was, ja, exactly. Ek en my niggies en neefies was omtrent almal dieselfde ouderdom, maar ons almal het kleiner boeties en sissies gehad wat sê net maar 4 jaar jonger as ons was. En ons het ook so dan speel ons net maar konings en koninginge en so. Dan ek altyd soos my broer die donkie gemaak wat al my goed moet dra of so, ja. So, ja, ek dink dit was ook maar perform. Ja, natuurlik. Ja, dis hoe dit begin. Dan gaan dit eintlik weg as mens ouer word en mens speel dan nie meer so nie. Ja. I mean, dis bietjie weird. Nee, ek weet ek is nogal 'n groot voorstander daarvan dat as jy net omdat jy ouer word beteken nie jy moet daai speelsheid verloor nie. Ja, die lewe raak ernstiger. Ja, jy het werk en verantwoordelikhede en so, maar mens moet nooit daai speelsheid dink ek verloor nie. Nee. En jy kan dit uitleef op watter manier ook al. Ek bedoel ons het nou 'n toneelspel gekies. Party mense leef dit uit deur nog tot in hulle kom ons stel dit so, tot baie laat in hulle lewe nog voltyds, jy weet, rugby te speel saam met hulle klub of jy weet of wat ook al hulle doen, het sy dit nou 'n stokperdjie is. Party, ek meen ek ken mans wat in hulle 50, 60 is wat nog jy weet daai wat mense dit model airplanes en goeders connect en collect en verf want ek dink daar's altyd 'n ding in jou wat nog neig na daai innerlike kind van jou. Ja. Discover. Ja, natuurlik. Hoe voel dit om deur die lewe te gaan en nooit 'n lelike foto van jouself te kan neem nie? Yes, like flip it. Megan, ek neem van myself 40 foto's. Dan kry ek miskien een wat in die maybe folder gaan. Jy is ongelooflik fotogenies en lyk baie mooi op skerm en ek wil net weet hoe voel dit om so maklik te kan ek weet nie hoe voel dit om so fotogenies te wees? Ek's baie bly jy dink dit van my. Ek weet jou almal wat hierdie kyk nou sê ja nee Germant jy's reg. Ja. Ek weet nie want ek kan letterlik nou vir jou soveel foto's gaan uitkrap. Okay. Nee, ja, hulle gaan beautiful wees elke liewe een van hulle. Ek onthou ons het daar was 'n storielyn geweest waar Talia 'n modelagentskap of iets gejoin het. Ja. En toe moes hulle van jou 'n klomp modelfoto's neem. En die wat jy na my toe ons het hulle mos toe nou gekyk toe dit ons nou uitkom en jy het nog gegaan, ek hoop net jy hulle gebruik daai 10 foto's nie. Dis almal lelik en ek het so gaan beautiful voorblad, middelblad. Jy weet dit was soos almal beautiful geweest. So dankie. Ja Nee, daar is foto's van my wat nie. Kan jy asseblief my 'n foto stuur van jou wat soos 3 kenne het met skeeloë en jou hare moet deurmekaar is. Dat ek net ten minste weet daar is 'n lelike foto. Daar buite. Okay. So, okay, ons het nou gesê jy het klaar gemaak met skool of homeschool dan nou en toe jy hier begin. So jy het nooit gaan swat nie. Jy het nooit 'n tersiêre onderwys gehad nie. Is dit iets wat jy nog graag sou wou doen? Sou jy ooit, kom ons sê nou maar argumente onthaalwe. Kom ons sê byvoorbeeld oor 'n jaar besluit jy, okay, is nou nie meer jy wil nou nie meer binnelanders nie. Sou jy dan wil gaan drama swat of sal jy iets anders wil gaan swat of wat? Ek weet nie of ek drama sal gaan swat nie. Ek voel waar ek hier is leer ek so baie. So dis 'n soort van daar's niks ek voel daar's niks teen drama swat nie, maar ek voel ook ek leer baie hier, so ek hoef dit nie. Hoekom sou jy R1000 gaan betaal? Ja, okay, ja, ek hoor jou. En ook ja, maar in die toekoms dalk as ek iets wil doen, ek het niks teen swat nie, ek dink, maar ek moet daarom iets wil doen. Ja. Om te gaan swat. Maar ek wil graag hierdie doen. Okay, so jy wil aanhou om toneel te speel. Ja. Beautiful. So, maar as dit nou nie werk nie of jy weet daar moet iets anders gebeur, dan sal ek swat, seker. Ja, en is daar enigiets anders waaroor jy, kom ons sê, so passievol is soos wat jy oor toneelspel is? Op hierdie stadium nee. Dis regtig net acting wat ek. Ja, so daar's niks in jou agterkop wat jy gaan
ek wou nog altyd, kom ons sê, argeoloog of jy weet 'n dokter of iets geword het. My ma was baie bekommerd. Ja. Want sy voordat ek nou met acting begin het, ek was nou op hierdie genus, wat moet ek word eendag? En sy was soos jy is nog baie jong, maar ek was soos nee, ek moet wees. Ja. En toe ek het op hierdie bandwagon gespring van ek moet die honde gaan rescue in die plakkerskampe. Okay, En I was like dit is wat ek gaan doen. En ek het nie mens kan dit gaan swat nie, maar nee, I didn't care. Ek dink ook omdat ons gehomeschoold is, ek dink ons het net anders van swattery was nie vir ons soos in jy moet gaan swat as jy uit die skool kom. Ek hoor ja. Ek voel baie mense dink dit is baie die enigste manier. Ja. So vir ons is dit eintlik dit is nie soos as jy wil gaan swat dan kan jy gaan swat, as jy nie wil gaan swat nie. Ek hoor ja. Dis ook okay. Maar luister, ek meen jy die lekker ding ook van om op 'n CP soos Binnelanders te wees is die feit dat jy half 'n platform kry, né? Met ander woorde mense erken jou en dit ons praat altyd van dit lig jou profiel so bietjie, né? Niks keer jou om te sê, hey, ek is Megan Trotsky, ek speel Talia op Binnelanders en ek wil graag betrokke raak by 'n organisasie of ek wil my eie organisasie stig wat honde gaan red wat in haglike omstandighede bly, jy weet. Ja. Jy wat nou so baie jonger is as die res van ons. Is dit dink jy dit is partykeer moeilik of maklik of is dit nie regtig iets wat jou pla nie om in 'n maatskappy of kom ons dan so in 'n plek te werk soos hier waar ek en jy is kollegas en tog is daar 'n soos 'n 16 jaar ouderdomsverskil of so iets. Ja. Is dit partykeer vir jou moeilik? Voel jy partykeer nog soos die jongste? Ja. Is dit? Maar soos ek dink dit is 'n bietjie moeilik geweest want ek het ingekom en ek was jonk, so daar was nie eintlik my ouderdom mense waarmee ek kon connect nie. Almal was ouer. So ek het connect en lekker gepraat, maar dit was op 'n nie so 'n selfe level as soos wat jy met jouself met jou eie jou portier sal praat. So ek was maar 'n bietjie ek dink dit het ook was 'n bietjie moeilik geweest. Oor hoe dit half bygedra het tot jy wat sê jy 'n bietjie skamerig gevoel. Ja, ek dink ja. Maar toe besluit die skrywers van Binneland dat Talia kan nie meer die enigste jong mens in hierdie CP wees nie. Toe skryf hulle vir ou LJ in wat Julian Robinson is. Ja. En hoe het dit toegevoel? Het jy uiteindelik iemand wat so half jou maatjie is? Ek was so bly geweest. Ek het reg gesê, "Yes, ek doen maatjie." En ek het letterlik so 'n regte homeschool kind. Ek was so bly. Ek onthou toe hy begin ek het die hele tyd vir hom gesê, "Ek het nou maatjie." Ek weet net ek was so bly. Die feit dat hy nie na dag 3 gedink het hierdie girl is 'n bietjie Ek voel ek was 'n bit mad. Ek was net soos, "Oh my word. Ek het 'n maatjie." friend. Ja. Ja. So maar ek het 'n bietjie bedaar, maar Het jy 'n bietjie bedaar, okay. Toe jy begin het jy hoofsaaklik en nie obviously nie alleenlik nie, maar hoofsaaklik tonele gehad saam met my en saam met Joani. Okay. Sê asseblief vir die kykers daar buite dat ons baie nice, gawe mense is en jy weet, sê net vir hulle dat ons nice was met jou. Nee, ek grap. Hoe was dit vir jou gewees? dit was ek dink ek het met die ek wil nou nie so sê nie, maar ek kan dink julle het my van almal dink ek het as ek bly ek het met julle Okay. dat julle my Het ons jou kom ons sê onder ons vlerk geneem. ja dat ek soos in Louis en Naomi se huis ingekom het want julle het my ongelooflik baie gehelp. Ja. Ek dink regtig soos meeste van die goed of net die rede dat ek soos nog steeds dink ek hier is omdat julle my so baie gehelp het. En obviously die regisseurs ook. Hulle het my ook baie gehelp. Maar ja, julle het my so baie gehelp. Want obviously ek het emosioneel raak. Ja, so. Michelle, kan jy net hierdie stukkie vir my uit-edit? Ek wil dit graag net op my TV gooi dat ek dit op 'n loop kan speel. Ekskuus, sê dit gou weer. Ek het jou baie nee, ek grap. Nee, maar dis great. Ek meen toe jy begin het soos ons sê, jy was 18 en ek dink ek ben toe jy begin het was ek wat 32, so daar's en Joani was wat 36 is. Dit was amper half vir my altans en ek weet vir Joani ook. Dit was so half 'n ding van hier is hierdie klein voeltjie wat soveel wat net soos ons net half om haar ontferm want sy lyk of sy enige oomblik gaan begin huil. Ja. En ek dink dit was maar net half 'n amper half 'n soos 'n parental ding wat ingeskop het wat jy gaan nee kom, is reg, ek sal jou help, kom ek sal jou beskerm of wat ook al.
en ek het nou die dag vir jou gesê en ek sê dit nie nou net om jy weet ons nou hier sit, maar ek het nou die dag vir jou gesê ek kan nie onthou wanneer laas ek so trots was om te kon sê ek het 'n aandeeltjie al was dit so 'n piepklein aandeeltjie gehad in iemand se groei en se ontwikkeling as kunstenaar. Ek meen as ek net dink aan hoe jy die dag toe jy ingestap het. Kyk, jy kon nog altyd toneel speel, maar dis soos asof jy net so gemaklik in jouself geraak het en jy het net so half ontpop in hierdie ongelooflike goeie aktrise wat selfs die ander akteurs en die regisseurs begin al te sê, hoor het jy gesien daai Megan, sy het 'n mooi toneel daar gehad of daar's iets in haar oë wat sy gedoen het met haar, sê nou maar met haar oë of met haar mond of met haar smile wat dit het my hart aangeraak. Ekskuus, hier slaat ek nou my mikrofoon. Dis nie professionele etiket nie, maar en ek dink dit is vir my so mooi om te kan sien dat iemand deur middel van toneelspel ook so baie van hulle self leer. Ja. Dat hulle toneelspel half meer, hoe kan ek sê, meer geloofwaardig word en meer authentic word, omdat hulle regtig hulle self so inleef. So ek is baie trots op jou. Dankie. En as ek nou verder gaan praat, dan gaan ek nou begin Ja, ek voel hom raak. Ek voel hom, hy sit hier in my keel. Hy sit hier. En iemand het nou die dag vir my gevra, jy weet, hoe voel dit om so half amper Louis wat nou amper half Talia se pa is, ek meen in die konteks van die storie. Sê ek jong, ja, dat in die storie is dit Louis en Naomi wat so half amper hierdie ouer figure vir Talia speel, want haar ouers sit in Amerika. Maar in die regte lewe voel dit vir my, ek voel amper soos my jong sussie, jy weet. Ja. Dit voel soos daai ek wil jou net gaan kom sis, ek gaan jou beskerm. Ek dink Wie het jou geboelie, jy weet, tipe van ding. Ook is jy is baie beskermend. Ja, ons is. Okay, so ons het nou gesê in die regte lewe is jy amper half meer 'n sussie, jy weet, soos 'n jong sussie vir my. Maar in Binnelanders speel ons Louis en Talia en Louis het so half amper die rol van Talia se pa oorgeneem omdat hy nou maar die pa figuur in haar lewe is op daai stadium of op die stadium. Ja. Hoe vergelyk, okay, hier is interessant. Hoe vergelyk Louis se ouerskapvaardighede, parenting skills teenoor jou regte pa se? Is jou regte pa strenger as Louis? Ja. Hoe is hy? Okay. Hy is strenger. Louis is soort van ek voel meer my ma se persoonlik. Okay. Ja. So ja, my pa is definitief bietjie meer. Soos hy sê Naomi is meer soos jou pa. Ja. Regtig? Ja, en Okay. hy like Naomi nogal. Hoe is dit? Daar's hy Naomi. Is jou pa meer van soos meer 'n swart en wit mens, menende daar's reg en 'n verkeerd. En hy's redelik streng op dit. Waar jou ma, Louis is bietjie meer soos nie alles altyd swart en wit nie. Ag, is okay, jy weet, tipe, is dit meer jou ma? Ja. Okay. So ek dink sy het 'n verskillende verhouding met Naomi en Louis. 100% Italia. Ja. Ja. En ek dink sy laas jaar het ons daai storielyn geskiet het van Naomi se hartoortplanting. Ja. Een van my favourite tonele nog ooit was toe Talia vir Louis uitgetrap het. Onthou jy daai? Ja. Ek dink ek het 'n paar keer. Ja, 'n paar keer. Ja, daai een en dan was daar 'n storielyn nou wat ons onlangs geskiet het. Ek dink nie dit het al uitgesaai nie, so ek kan nie te veel sê nie, maar waar jy op 'n stadium hom so moes uittrap dat hy ek onthou hy het so half sprakeloos net daar gestaan en nie geweet wat aangaan nie. Ek dink ek hou daarvan nogals om baie keer iemand uit te trap so. Ja. Bietjie, ek dink omdat Louis baie soos my ma is in 'n manier. Soos ek kan nogals terugpraat met my ma. O, is dit? Ja, Is dit? Okay. maar nie met my pa nie. Nie met jou pa nie. Nee. Okay. So ek voel as ek Louis uittrap dan voel dit altyd asof ek soos my ma. Maar het jy ooit was daar al 'n toneel waar Talia vir Naomi moes uittrap? Daar was eintlik, dit was met die soos na die hartoortplanting dink ek en sy wou jou uit die huis uit. Yes, ja. En toe sê ek soos kan jy net op 'n hele wees met Louis. Jy het presies so gedoen. Ja, ons moet Louis. Kan nie. Alles wat dit vir jou. Nee, maar jy het dit baie mooi gedoen want ek onthou daai aand wat dit uitgesaai het. Ek het toevallig daai aand, ek was besig om deur Facebook te scroll of iets.
En toe het ek gesien hoe van die kommentare wat mense geskryf het, gaan hulle reg so Talia sê ja. Daarom een mens met common sense wat in daai huishouding bly ja. Ek onthou met daai toe net ek na julle toe gekom het, ek het so gestres oor hom en ek het vir jou gevra, help my. Want ek het nie geweet hoe om ek het nog geleer. Ek leer eintlik nou nog. Soos ons almal doen ja. Soos hoe om vinnig in te kom op cues en goed soos dit. So ek onthou met daai toe net ek onthou dit baie goed. Ja. En dit my baie. En ek onthou nog ons het so gepraat oor iemand wat so kwaad is. Dis amper soos 'n stoomroller. Hulle kan nie gestop word nie. So jy moet amper half vergeet van asemhaal tydens daai spreekbeurte. Jy moet net go want dis wat dit effektief maak dat die ander persoon amper nie 'n kans kry om iets te sê nie want jy voel as jy dit nie nou uitkry nie en alles op een slag sê nie, gaan jy dit nie. Ek onthou daai ding baie goed. So jy's baie goed daarmee om ons uit te trap. Baie dankie hoor Talia. Ja. As ek voel ek moet iemand uittrap dan voel ek altyd dis vir my die lekkerste tonele. So jy's nou al so 3 jaar hier en verlede jaar was jy genomineer as beste nuweling by die Kyknet Silwer Skerm Fees toekennings. En dis nogal 'n groot ding daai. Ek meen hulle nomineer nie sommer net enigiemand nie. Nou kom, jy weet, oor die hele sal ek maar sê die hele Kyknet landskap kom daar honderde nuwe akteurs elke jaar in en om een van 3 mense te wees wat genomineer is vir beste nuweling. Hoe het dit gevoel toe jy jou naam raak lees op daai benoemdeslys? Dit was nogal Ek was nogal, dit was huge vir my. Dit was huge, ja. Ek dink ook omdat ek nie al ooit in enigiets anders benoem, ek was nog nooit, soos dit was nogals, ek het... Jy het nie noodwendig prysuitdelings by die homeschooling gehad, hè? Nee. Hoofdogter hierdie jaar is Megan. Ja, ek en my sussie is in die saal, dis net ek en sy in die klas. Ja, exactly, dis kom ek sê. Ja. So, ja, toe ek het kry, ek was soos, ek het eers gesien, ek was, wat is hierdie nou? Sien ek benoem, en ek wys my ma, sy sê, Megan, jy wees nog ons groot. Ek sê, dis die Silwer Skerm Fees. En ja, toe sing dit en ek was soos, oh my goodness, ja, dit is nogal huge hierdie. Ja, het jy bietjie emosioneel geraak? Nie, emosioneel, nie noodwendig heilerig, maar net soos in, jy weet daai wat jy so al voel, soos jou hart begin amper te klop en jy... Ek dink ek was meer, soos, emosioneel dat ek gaan Kaap toe gaan. Nog 'n eerste. Jy is heeltemal weg. En eerste keer op 'n vliegtuig. Ja, ek het al vergeet van dit. So eerste keer toe Megan benoem is vir beste nuweling, toe het hulle haar afgevlieg na die toekenningsaand wat in die Kaap gehou is en dit was jou eerste keer in die Kaap en B eerste keer op 'n vliegtuig. Ja. Ek het nie naby jou gesit op die vliegtuig nie, maar het jy 'n bietjie van 'n Ek was 'n bietjie ek die opstyg en die ek het 'n bietjie nie so lekker eintlik. Maar nou die volgende keer gaan maklik wees. Ja, dit was maar die eerste keer. So daai was vir my eintlik soos ek moet gaan op 'n vliegtuig wees. Ek was meer opgewonde oor die Fly Safair vlug as wat jy was. Oor die feit dat jy moontlik En almal sê soos ons vlieg al. Ja. En ek sê Ek onthou die dag toe ek jou gevra het hoe jy voel oor dit, oor die feit dat jy benoem is. Toe sê jy opgewonde maar ook bang. Toe sê ek bang, toe sê jy want net nou wen jy en dan moet jy opstap en 'n toespraak gaan maak as jy 'n toekenning ervaar. Ek dink dis baie sweet. Ja, ek het my speech hier gehad en everything. Hier is nou kameras hier. Wil jy vir ons 'n voorsmaakie gee van wat jy sou gesê het as jy gewen het? Weet jy, die ding is, ek het daai ding so geoefen, hè. Ja. Ek het hom letterlik so geken. Jy sou obviously begin het met, ek wil net eerstens baie dankie sê aan my mentors, Germant en Joanie. Exactly, ja. En dan sou ek aangaan het net van, ek kan nou nie onthou nie. Nee, okay. En dink jy, is toekennings en sulke goeders, is dit, dink jy dis, of kom ons stel dit so, is dit vir jou belangrik om genomineer te word vir sulke goeders? Is dit iets wat jy dink, iets om na te streef, of wat? Hoe voel jy oor die algemeen oor toekennings in die wêreld van die kunste? Ek dink, ek weet nie, ek voel ek's nog nie in die bedryf dat dit asof my so huge soos die toekenning self, maar ek dink dit is nogal belangrik, maar ek's nie soos, maar weird, ek moet wen nie. Maar ek was 'n bietjie sad. Ek dink ek is maar bietjie competitive. Ja. Ek is eintlik. Ja, natuurlik. So, maar dis nie vir my so belangrik nie, maar dit is lekker. Ek dink vir my, soos as mense my vra, jy weet, hoe voel jy oor dit? Dit klink nou dalk so 'n bietjie soos 'n cliché antwoord, maar op die einde van die dag is dit die waarheid. Ja. Niemand van ons wil akteur word om 'n toekenning te kry nie. Ja, want ek wil nog sê want jy het SAFTA
'n award gewen. Ja. So ek dieselfde vraag vir jou. O, is dat 'n vraag vir my? Ja. Okay. Wie doen nou hierdie onderhoud, hè? Wow, weet. nee, yes, like nee, Ek wil maar net sy's nou al so lank hier, sy Want vat ek nou sommer dink oor. maar net, Nee, jy weet, krap. ek was min Ja. doen, maar jy het eintlik gewen. Ja, so ek dink dankie eerstens en ek dink dit sluit so af aan by wat ek jou nog gevra het. Dis ek dink vir my is dit nog altyd 'n ding van dis nie kom ons wees nou maar eerlik. Dis baie lekker om jou naam op 'n nominasielys te sien. Ja. Dis opgewonde om te weet dat die industrie en 'n paneel van toneelspelkenners het na jou werk gekyk en besluit jou werk is vir hulle so goed dat hulle jou op 'n lys wil sit van mense wat hulle wil benoem vir beste akteur of beste aktrise, né? En net om genomineer te word is al klaar 'n baie groot eer. Ja. Maar ek gaan met jou 100% eerlik wees, die dag toe die aand van die toekennings het ek het so intoe ons het na die venue toe gegaan en ek het in my hart 99% geglo dat ek nie gaan wen nie. Ek het so half gedink gaan iemand anders wees en ek het so vrede gemaak daarmee want ek het vir myself sê, "Germant, jy's nog steeds genomineer en dis eintlik fantasties en jy weet en ek dink dit bring vir my terug na uiteraard toe nou aan die einde van die aand toe nou gewen en dit is nog steeds 'n groot voorreg en 'n groot eer en ek is baie dankbaar daarvoor en ek sal altyd wees want dis jy weet dis iets wat iemand nie van jou af kan wegvat nie. Maar terselfdertyd had ek nou nie gewen nie, nê. Ja. Dink ek dit sou vir my glad nie ek sou miskien vir 'n halfuur bietjie hartseer gewees het of 'n bietjie teleurgesteld is dalk eerder die beter woord. Maar ek dink nie dit sou my jy weet so erg geaffekteer het dat ek nou nie meer sou aan kon doen om my werk te doen nie. Ek dink daar is partykeer mense wat in hierdie industrie inkom want hulle wil rykdom en roem hê en hulle wil toekennings wen en hulle wil Oscars kry en al daai goeters. En jy weet good for them. Die probleem met daai uitkyk is dat as jy dit nie kry nie, dan jy niks, verstaan? Dan waarna werk jy dan? Waar ek dink as 'n mens jou uitgangspunt maak om altyd goeie werk te lewer en om altyd professioneel te wees, om altyd jou werk ernstig op te neem. Dan maak dit nie saak of jy toekennings kry of nie, want solank jy binne in jouself tevrede is met die werk wat jy lewer en die kwaliteit van werk wat jy lewer, dan maak dit nie saak of jy nou wen en of jy net genomineer word en of jy glad nie eens genomineer word nie. En ook dink ek in die langtermyn is dit die boustene van 'n langer, meer suksesvolle loopbaan.